Verwondering help ons floreer en vandag gesels ons oor die wonder in 'n daaglikse gesprek. Toe die Heilige Gees uitgestort is tydens wat ons Pinkster noem, het iets merkwaardig gebeur. Die disippels het vervul met die Heilige Gees in verskillende tale begin praat, in die tale van die verskillende mense wat daar teenwoordig was. Ons lees hoe opgewonde die mense was toe hulle hoor daarvan, en ons lees dit in Handelinge 2 vers 11. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Om te dink dat jy in jou eie taal kon hoor die groot dade wat God doen en gedoen het. Hulle was verstom. Eintlik was dit 'n oomblik van verwondering in gesprek. In die praat en luister is 'n ervaring ontsluit wat mense verbind het aan mekaar en aan God en die boodskap van God vir almal toeganklik gemaak het. Ons het miskien al te gewoond geraak aan gesprekke, maar gesprekke is meer as net woorde. Dis ruimtes waarin verwondering kan groei. Dis die spasie waarin die wonder van kommunikasie vir ons toeganklik raak en ons gedagtes en ons harte aanraak. Wanneer ons luister na iemand se verhaal, 'n kollega se sukses, 'n vriend se swaar kry of 'n kind se opgewonde vertel van die dag, ervaar ons iets van die groot dade van God in die alledaagse. Soos by Pinkster kan gesprekke ons herinner dat God se werk nie net beperk is tot een taal of een kultuur nie, maar sigbaar word in elke unieke stem. Positiewe sielkunde wys dat gesprekke en luister vir ons help met welstand en verbondenheid. Abrams skryf, "Conversations hold immense power. They help us form new connections and deepen existing ones." So luister vandag doelbewus na iemand sonder om te onderbreek en verwonder jou oor hulle belewenis. Jy kan 'n storie van jou eie ervaring deel en merk hoe dit ook verwondering bring. En laat ons mekaar soos tydens Pinkster met gesprekke help in verwondering, want God is ook nog steeds besig. Leef geïnspireerd.